Ons is in 'n nuwe week en wat 'n wonderlike voorreg om weer eens hierdie mooi dag in die naam van ons Here te begin. Hartlik welkom liewe vriende by die oggendoordenkings van Uit die Woord Digitaal. Ek is Dominee Adriaan Swart. Ons begin vandag met 'n nuwe reeks wat vir die volgende 6 dae gaan duur. Die reeks se tema is Leef anders. En vandag staan ons spesifiek stil by deel 1. Heiligheid maak saak. Ons skriflesing kom vandag uit 1 Petrus 1. Ons lees vers 15 en 16. Maar soos hy wat julle geroep het, heilig is, moet julle ook in julle hele lewenswandel heilig word, omdat daar geskrywe is, wees heilig, want ek is heilig. Ons leef in 'n wêreld, liewe vriende, waarin mense al hoe meer sê, leef soos wat jy wil, solank dit jou net gelukkig maak. Die maatstaf het geword wat vir my reg voel, eerder as wat God sê reg is deur sy woord. Maar die Here roep sy kinders tot iets heeltemal anders. Hy roep ons nie om bloot maar net godsdienstig te wees nie. Hy roep ons om heilig te wees. Heiligheid klink vir baie mense soos 'n swaar las of 'n lys reëls. Tog is dit een van die mooiste kenmerke van 'n lewe wat aan Christus behoort. Heiligheid, liewe vriende, beteken nie dat ons sondeloos is nie. Dit beteken dat ons aan God behoort, vir hom afgesonder is en elke dag meer soos Christus wil leef. Daarom is die tema van hierdie nuwe reeks, Leef anders. En vandag spesifiek, heiligheid maak saak. Ons staan stil by 3 hoofpunte vanuit hierdie teks. Ons eerste punt. God roep ons om anders te leef. Petrus skryf aan gelowiges wat in 'n heidense wêreld woon. Hulle moes daagliks kies of hulle soos die wêreld of soos Christus sou leef. Presies dieselfde geld vandag nog. As Christene behoort ons nie bloot saam met die stroom van die wêreld te dryf nie. Ons waardes, ons woorde, ons prioriteite en optrede moet wys dat ons aan 'n ander koning behoort. Ons leef nie anders omdat ons beter is as ander mense nie. Ons leef anders omdat God ons deur sy genade uitgeroep het uit die duisternis na sy wonderbare lig. Wanneer Christus jou lewe verander, verander hy ook jou leefwyse. Die wêreld moet iets van Jesus in ons kan raak sien. Die tweede punt vir vandag. Heiligheid begin by God se karakter. Waarom moet ons heilig wees? Die antwoord is eenvoudig. Want God sê, ek is heilig. God vra nooit iets van sy kinders, wat nie in sy eie karakter gewortel is nie. Hy is volkome rein, regverdig, getrou en goed. As ons sy kinders is, behoort ons al hoe meer soos ons Vader te lyk. Heiligheid is dus nie eerstens 'n lys van dinge wat ons nie mag doen nie. Dit is 'n lys waarin Christus al hoe meer sigbaar word. Wanneer ek en jy die Bybel lees en God se wil gehoorsaam en die Heilige Gees in ons begin werk sodat ons kan begin verander, dan begin ons karakter ook nuut word en verander. Ons praat anders, ons dink anders, ons reageer anders, ons leef anders. Die derde punt vir vandag. Heiligheid raak elke deel van ons lewe. Paulus sê, in julle hele lewenswandel moet julle heilig wees. Dit beteken daar is geen deel van ons lewe wat buite God se heerskappy val nie. Ons aanbid hom nie net op 'n Sondag nie. Ons dien hom by die werk. Ons eer hom in ons huwelik. Ons verheerlik hom op sosiale media. Ons volg hom oral en altyd,
Ja, selfs ook wanneer niemand kyk nie. Ware heiligheid is nie iets wat ons aantrek wanneer ons kerk toe gaan nie. Dit is wie ons is, omdat Christus ons sy eiendom gemaak het. Ons sal soms struikel en ons val soms ook. Maar die Here roep ons telkens terug om op te staan, ons sondes te bely en verder te groei in gehoorsaamheid. Heiligheid is nie volmaaktheid in hierdie lewe nie. Dit is 'n lewe van voortdurende bekering en groei in Christus. Die wêreld vra, hoe naby kan ek aan die sonde leef? Maar die ware gelowige vra, hoe naby kan ek aan Christus leef? En dit, broeder en suster, is die verskil. God het jou nie gered sodat jy dieselfde kan bly nie. Hy het jou gered om jou al meer na die beeld van Jesus Christus, sy seun, gelykvormig te maak. Daarom moet ons in hierdie week wat voorlê bid, Here, maak my lewe 'n weerspieëling van u heiligheid. Help my om nie soos die wêreld te leef nie, maar soos iemand wat aan Jesus Christus behoort. Kom ons bid saam. Vader, ons loof en aanbid en prys u groote naam vandag, vir u almag, liefde en genade, en dat u elkeen van ons persoonlik ken. Dankie Here dat ons Jesus Christus as volmaakte voorbeeld het. Laat ons in heiligheid lewe vir ons God en Koning. Dankie vir die Heilige Gees wat ons daartoe bekragtig en ons elke dag lei op ons lewenspad. Seën ook vir ons hierdie mooi dag, Here, en vul ons harte met u liefde en vrede. In Jesus Christus se naam vra ons dit. Amen. Vriende, mag jy 'n wonderlike dag hê.